Goeiedag geliefdes, die woord leer vir ons hierdie week oor verpligting, oor iets wat ons verskuldig is. En vandag lees ons Romeine 14 vers 1 tot 6. Aanvaar die een wat in die geloof swak is, sonder om met hom te stry as sy opvatting van joune verskil. Een glo, 'n mens mag alles eet, en 'n ander is swak in die geloof en hy eet net groente. Die een wat alles eet, moet die ander wat net groente eet nie verag nie. En die een wat net groente eet, moet die ander wat alles eet nie veroordeel nie. Want God het hom aangeneem. Wie is jy om oor iemand se bediende te oordeel? Sy eie werkgewer sal oordeel of hy goed doen of nie. Maar hy sal goed doen. Daarvoor sal die Here sorg. Vir die een is die een dag belangriker as die ander. Vir 'n ander is alle dae ewe belangrik. Elkeen moet net in sy eie gemoed oortuig wees van sy opvatting. Die een wat 'n bepaalde dag op 'n besondere wyse hou, doen dit tot eer van die Here. Die een wat alles eet, doen dit tot eer van die Here, want hy dank God. En die een wat nie alles eet nie, doen dit tot eer van die Here. En ook hy dank God. As dan nou een manier is om jouself ongewild te maak, en waarmee mense hulle baie keer ongewild maak, is dit 'n oordelende ingesteldheid. Foutvinderig, puntenerig, krities. En gewoonlik wanneer mense so raak, dan regverdig hulle net hulle self en hulle verontskuldig net hulle self. En wanneer mense op so 'n plek beland, word jy 'n onaangename mens. En dit is so 'n oordelende ingesteldheid, is 'n afstootlike en 'n gevaarlike lewenswyse. En nou kom hierdie teks vandag, waar ons geleer word van ons verpligting as nuwe verbond mense in 'n verhouding met die Here. En dit sê maar, dit moenie julle ingesteldheid wees nie. Hierdie puntenerigheid en kritiese ingesteldheid en foutvinderigheid, moet daar nie julle by julle wees nie. Maar die een moet die ander aanvaar. Jy sien, want soos die een wat nie 'n sekere dag op 'n manier hou nie, kan krities wees op die ander een wat dit nie soos hy doen nie, is die punt, God het hom aangeneem. Hy is soos jy 'n verbondsmens. Al doen hy dinge anders, al eet hy anders, al aanbid hy anders. Christusmense is altyd verbondsmense, en dit is mense wat in 'n beter verbond is. So wat die teks wil sê, op 'n manier, ons kan nie oor alles praat wat die teks wil sê nie, is in die eerste plek wil dit sê, fokus op wat ontvang is, nie ander se foute nie. En dis baie keer waar ons moeilikheid vandaan kom. Ons wil ander verantwoordelik hou vir wat hulle gedoen het, ons vergeet dat in die eerste plek is die verpligting op ons om dankie te sê vir hierdie wonderlike verbondsverhouding, om dankie te leef vir hierdie wonderlike verbondsverhouding. So, die teks wil sê, in 'n verpligting, fokus boontoe. Want niemand anders is onder verpligting om jou te plesier met hoe hulle aanbid nie. Met hoe hulle net groente of net vleis eet. Of hoe hulle werk of nie werk nie. As ek en jy net boontoe sal fokus op die verbond, hierdie Nuwe Testamentiese verbond van liefde en genade wat op beter beloftes gegrond is, die beloftes van die ewige lewe, die belofte van absolute verlossing, die belofte van 'n Gees wat in ons woon, dan kan ons ander mense maar uitlos. En ons kan almal saam as verbondsmense tot eer van die Here leef, want dit is op die uiteinde die grootste verpligting volgens hierdie teks wat ons het. Niemand leef tog vir homself nie, en niemand sterf vir homself nie. Kom ons leer om die verpligting boontoe na te kom, want boontoe, van bo af,
het ons alles gekry wat ons het. Kom ons antwoord daarop. En wees rustiger met mekaar. Shalom.